Welkom by jou ma se pot vir ons gesels oor die lewens van Jesus. Julle weet nou al teen die tyd ek is Junay. Ek is Marina. Yes. Ons gesels vandag, dis die tweede een in ons reeks. Nee, derde een. Die eerste een was die inleiding. Ja, tweede een in hierdie In die nuwe seisoen. Wat randomly in die middel van 'n reeks begin. Hulle moet begin. Dis hoe dit moet werk. Nee, maar almal is verkeerd, ons is reg. Jy weet dit. Jy weet dit. Holy Spirit led, dis wat ek voel. Ja. En voor ons begin gaan ons eers bid. Ja. Okay, sluit die oë. Here, baie dankie dat ek en Marina weer saam kan kom en kan kuier en kan gesels en dat ons U naam kan grootmaak met die pot. Vader, ek bid dat U ons altyd se lippe sal aanraak en dat ons net die goed sal sê wat U wil hê ons moet sê. Vader, ek bid dat U ons sal gebruik as spreekbuis om met U kinders te praat, Vader. Ek bid dat U elke luisteraar se hart ontvanklik sal maak vir dit wat U vir hulle wil sê. En ek bid dat U vir hulle openbaring sal gee van wie U is en wie hulle in U is. Deur die pot in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Amen en amen. Okay, so ons gesels vandag oor die siel. Ja. Yes. Ek het hom hierdie keer. Ek is op dit. Okay, so vir my net om te recap, ons doen liggaam, siel en gees. Ons het laas in ons vorige pot het ons die liggaam gecover. Ek het in my berading kursus ding wat ek doen, het ek 'n diagram van liggaam, siel en gees wat dit net bietjie makliker maak om te verstaan wat elke dimensie van jou menswees basies entail. So jou liggaam is jou fisiese funksies, jou 5 sintuie, jou brein, jou senuweestelsel, organe en selle, bloed en been. So ons liggaam is wat ons gebruik om te funksioneer in die fisiese wêreld. Dan het ons siel. Ons siel is metafisies. So dit is nie iets wat ons kan sien regtig nie. En wat ons siel is ons bewuste, ons denke en ons gedagtes, redenasie, ons wil en keuses, ons onderbewussyn val ook onder ons siel, ons oortuigings, ons houdings, ons gesindheid, ons emosies en ons herinneringe. En dan die gees gaan ons in ons volgende pot bespreek. Maar ons hart lê soos tussen ons gees en ons siel. Is basically soos 'n connecting point. Ek dink dis ook hoekom ons die Here, as ons die Here vir ons 'n gevoel of die Here met ons kommunikeer, is dit ons voel dit in ons hart. Dis 'n gevoel. Dis nie regtig 'n kommunikeer in ons ore nie in meeste gevalle. Daar is obviously mense wat al die Here se stem gehoor het. Julle lucky mense. Maar meeste van ons voel maar die Here. Jy voel dit in jou hart. Ja. Daai lekker warm gevoel. Ja, dit voel baie keer vir my soos hoendervleis aan die binnekant. Dis mooi. Ja, dis my mooi. Okay. En so dis die siel. En wat vir my daai goed is dis jou identiteit, dis wie jy is, jou persoonlikheid, jou emosies, jou herinneringe. Dis basically wat jou uniek maak, né? Ja. Dis is jou identiteit is vir my wat dit is. En ek het regtig gebid dat die Here aan my openbaar wat die verskil is tussen die siel en die gees, want dit is iets moeiliks om te verstaan. En ek dink ewen die woord sê vir ons dat die siel en die gees baie naby aan mekaar is. Ek kan nie onthou wat se vers dit is nie. Ek het dit nie neergeskryf om te sien. Okay, nee, ek het dit nie neergeskryf nie, of is het ek? Ek dink is Matteus 16 vers 26. Ja, jy kan, maar ek weet die Bybel sê dit, al weet ek nie waar nie, sê dit, die woord is 'n tweesnydende swaard wat kan skei tussen murg en been en siel en gees. So as jy dink aan murg en been en hoe naby, soos die murg is deel van die been, verstaan jy? Dis nie iets wat jy maklik skei nie. En so die siel en die gees het ook 'n noue verband. Ja. En ek dink dit is wat dit vir ons baie keer moeilik maak om te verstaan wat die ander is. Maar in hierdie gesprek met die Here het hy aan my openbaar dat jou liggaam en jou gees is teenstrydig. So jou liggaam wil doen wat ook al is basies jou dierlikheid as jy so daaraan dink. Soos jou instincts, jou
soos jou liggaam is van dieselfde stof gemaak as die diereryk. Ja. So alles van jou wat half animalistic is jou flesh. Ja. En jou spirit is obviously die deel wat ons by God kry wanneer ons wedergebore word. Want dis ook iets waar ek altyd gewonder het, soos het mens nie 'n gees sodat jy wedergebore word nie? En ek dink die antwoord is nee. Ek dink jy het 'n siel. Almal word gebore met 'n liggaam en 'n siel, maar die woord sê flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. So jy moet eers wedergebore word voordat jy daai spirit het. En die spirit is die deel van jou wat jy gebruik om in die geestelike dimensie te funksioneer. Maar jou siel is die belangrikste ding in die wêreld. Ek dink dit is die Matteus ding. Wat Die sê die siel Matteus? skade ly. Die een wat werk het as jy die wêreld wen, maar in jou siel Yes, skade ly. yes, Dis yes. Matteus 16. Ja, so jou siel is letterlik jou die waardevolste ding wat daar is. En dit is ook jou siel wat geoordeel word. Want dit is uit jou siel dat jy besluit. So jou liggaam en jou gees is in teenstryd met mekaar. So dis 50-50. So jou siel is die deciding factor. So die prentjie van die duiweltjie en die engeltjie wat op jou skak. Basically, ja, basically, maar dis nie altyd net die duiwel nie. Dit is altyd dit is eie ek ook eintlik. Ja. So jou liggaam is daai eie ek. Soos ek wil reg wees, ek wil self kan doen. ja, ek is trots en ek het niemand nodig nie, wat 'n groot Afrikaner issue is, maar ek dink dit is ook maar trots eintlik. En jou gees is totaal oorgegee. Dis die Bybel sê dis in Christus in hemelse plekke. So we are seated with Christ in heavenly realms. Dis waar jou gees is. So jou gees is in die geestelike realm by Jesus as jy hom as jou verlosser aangeneem het. En jou siel is die deel wat gaan besluit hoe gaan jy optree? Of na watter kant toe gaan jy leun? Gaan jy doen wat God vir jou sê en of gaan jy doen wat die wêreld vir jou sê? Wat dit triekie maak is ons neem baie meer in deur ons liggaam as wat ons deur ons gees inneem. Maar want ons is in die wêreld. Ons is in die wêreld. Soos jou 5 sintuie is die heeltyd besig om goed waar te neem. En ek dink dis waar geloof inkom. En dis waar die woord inkom. Want ek het gister ook so 'n cool prentjie op Insta gesien wat gesê het it's called the Insta feed and what you consume matters of what you eat matters. En toe sê ek soos dit is soos ons consume nie net met ons mond nie en ek dink ons het dit ook al bespreek op die pod. Ons consume met ons oë, ons consume met ons ore. Al die 5 sintuie is hoe goed deur ons liggaam ingaan tot by ons siel. So ons siel is basies waarheen ons liggaam stuur syne van die wêreld af en ons gees stuur syne van God af en ons liggaam is waar ons dit basies sin maak daarvan en besluit wat is waar ons waarheid toekenning doen. En dis baie soos amper die AI goed ook, soos as jy iets kyk dan sien jy dit die hele tyd. En ek dink dit is dit werk in jou liggaam ook. Hoe meer as jy na lelike goed kyk of lelike goed luister, dan gaan jy meer en meer van dit soek en meer van dit kry. Waar as jy geestelike goed soek en geestelike goed luister, gaan jy meer en meer van dit ook kry. Yes. En dan gaan jy, so dit is ook dit is mos daai storie van die which wolf do you want to feed tipe van storie. Exactly. En wat eintlik so 'n blessing is uit God se hand uit is die woord van God, want dit is 'n manier wat ons in die fisiese wêreld nog steeds gees kan inneem. Ja. En ons gees ewen kan voed en kan sterker maak deur ons liggaam te gebruik. Want soos wat ons in ons vorige pot gesê het, jou liggaam is belangrik. Jou liggaam is die hande en voete van Christus. Dit is wat God wil gebruik om deur sy gees sy werk op die aarde te doen. Hy wil jou liggaam daarvoor gebruik. So maar jy en in jou siel is waar jy die besluit moet neem of gaan ek my liggaam daarvoor gebruik? Gaan ek my liggaam gebruik vir God se koninkryk of gaan ek my liggaam gebruik vir my eie koninkryk? Dit is eintlik die heeltyd die vraag. En jou eie koninkryk is maar eintlik Satan se koninkryk. Want dit is wat hy wil hê. Hy wil hê jy moet net yourself gratify. Ek dink dis ewen soos die slagspreuk van die satanistiese Bybel of iets do as thou wilt. Ja. En dit is dit en ek dink dit weer terug na wat ons laas gesê het. Soos elke keuse is eintlik tussen lewe en dood. Soos jy dink nee, ek gaan net nou ietsie doen wat ek wil al weet ek dis nie in lyn met wat die Here vir my wil nie, maar jy kies of God of jy kies. Dit is daar is net twee. Ek het ook soos ek kyk heeltemal te veel Instagram en ek kom dit altyd af. Maar dit is cool goed ook daarop.
waar die ou in 'n supermark staan en dan sê hy dit is maklik om te kies tussen God of die wêreld. Dan sê hy soos dan wys hy die groente en vrugte dan sê hy soos God en dan wys hy soos die koekies en die alles wat so lekker lyk en dan sê hy soos die wêreld want dit lyk so lekker maar jy weet die nagevolge daarvan en jy weet hoe sleg dit eintlik jy weet dit lyk lekker maar dit is eintlik gif en God se goed lyk ook eintlik lekker net nie so lekker soos daai fake goed nie daai goed wat nie regtig eintlik ewen goed is nie en dis wat ek ook net besef het toe ons nou oor hierdie siel ding soos bid en nadink is die wêreld Jesus self sê dat Satan is die god van hierdie wêreld. En in die wêreld lyk goed vir ons of dit die waarheid is want ons kan dit sien met ons oë. Maar eintlik is net die woord die waarheid. So ons siel moet kies, gaan ons walk by faith and not by sight. Want eintlik is wat ons sien en wat ons hier in die wêreld ervaar, dit is die leuen. En die waarheid is net die woord en wat ook al God vir ons sê. Maak dit sin? Maak sin. Dis 100% so. Dit Okay. maak sin. Ek's bly. So ons siel is actually die deel van ons wat ons moet train. Ons siel is die deel van ons wat ons moet sterker maak en ons siel is die deel van ons wat ons moet equip om die regte keuses te maak want dis waaroor alles gaan. Heel aan die begin al het Moses vir hulle gesê choose between life or death en niks het verander nie. En waar ons keuses maak is in ons siel. En soos wat Matteus sê, wat? 6:26. Nee, 16:26 sê soos daar is niks waardevoller op hierdie aarde as ons siel nie, want dit is die deel wat vir altyd gaan lewe. Dit is die deel wat gaan of hemel of hel toe gaan. En dit is jy op die ou einde. En jou keuses maak jou op die ou einde ook. So, wat wil ek nou sê? Ek nou heeltemal my trant verloor hierso. Jou gees is die deel wat jy moet train. So is basies weer, ek dink ons kan eintlik ons pot rename, lees jou Bybel en bid elke dag. Dis letterlik wat in elke in elkeen van ons gesprekke is dit soos lees jou Bybel bid elke dag. En ek het ge-chat GPT want ek weet Dawid het baie met sy siel gepraat en sy siel bemoedig en vir sy siel gesê soos prys die Here, loof die Here. En dit in die psalms is daar 10 keer waar hy spesifiek sy siel reference en vir hom sê om die Here te loof of vir hom sê hoekom is jy te neergedruk of hoekom is jy vreesagtig of versterk jou in die Here. So dit is obviously die deel van ons waaraan ons die hardste moet werk. Maar ons gees kan ons nie aanwerk nie. Dit is die deel wat ons aan God connect en hy's klaar perfek. So ons siel is even as jy dink aan die teksverse wat sê renew your mind, dis in jou sielsdimensie. Take every thought captive, dis in jou sielsdimensie. Renew your heart, sielsdimensie. Mind of Christ, sielsdimensie. So al die dinge wat 'n Christen aan moet werk en al die dinge wat die woord die wapen is om aan te werk, is in die siel. Ons liggaam is belangrik, hou dit gesond, eet soos wat God, dit is 'n tempel, maar die ding wat jy die meeste moet train, soos voor jy vir 'n uur na die gym toe gaan, moet jy probeer om 'n uur in die woord te spandeer. Of nie 'n uur, ek wil nie 'n tyd daaraan, maar jy weet wat ek sê. Soos was nie die tempel gebou wat belangrik was nie, dit was die tabernakel binne. 100%. Ja. Dit is pas op om nie afgod van jou tempel te maak ek nie. Ja. Want dit is wat gebeur het met die Israeliete dink ek. Ek dink hulle het so vasgekyk in hierdie gebou. Ja, en die wet, soos alles wat hulle kon vat. Ja, want ek het hierdie vir jou gestuur, so ek hoop ek onthou dit nou reg. Maar toe ek ook nou eendag net 'n gedagte gekry en ek glo dit is van die Heilige Gees self wat gesê het ek voel mense siel is gemaak om iets aan te hang. Ja, 100%. Ons is gemaak om iets te volg, iets aan te hang en dit is nou daai keuse wat ons moet maak. Hang ek my siel, hang ek my liggaam aan of hang ek vir God aan? En as jy sê ja, maar ek is afhanklik van niks, ek's onafhanklik, dan is jy afhanklik van jouself eintlik nog steeds en dit dan kies jy die vlees. En ek dink dit is waarvoor ons gemaak word en dis presies wat jy nou gesê het van die elke ding wat ons doen is 'n keuse tussen lewe en dood. Vlees is die dood, siel is gees is die lewe. En dit is wat ons is gemaak
om iets aan te hang en ek dink mense moet baie pas op wat jy aanhang en dat dit die regte ding is. Want as jy die gees aanhang, hoe meer jy dit gaan aanhang, hoe meer gaan jy dit wil aanhang en hoe meer gaan jy daarvan sien en hoe meer gaan jy dit soek. So ek dink Ja, dis presies, daar's 'n vers, ek dink in die Ou Testament, ek is nie seker nie. Ek is nie seker wat se boek nie, waar die Here vir die Israeliete sê hulle gaan word soos hulle afgode, hulle gaan ook doof en stom word. Sure. En die punt is, jy word soos wat ook al jy aanbid. Ja. So as jy God gaan aanbid, gaan jy meer 'n goddelike karakter hê. Jy gaan meer, en aanbidding op die ou ende is tyd. Dit is hoe ons aanbid. Ons spandeer tyd aan iets. Ons gee ons tyd vir iets. Ons gee ons dedication aan iets. Ons maak iets die middelpunt van ons lewe. En soos wat jy sê, ewen mense wat sê ek het niemand nodig nie. Hulle maak hulle self die middelpunt. Op die ou ende word jy heeltemal regeer deur jou emosies. Jy gaan altyd regeer word deur iets. So, dit is die besluit wat jy moet neem. Ja, want as jy niemand nodig het nie, dan gaan jy begin kyk na self-preservation. Hoe kan ek myself laat geld? En ons baie sulke goeders. Kyk en ek sê nie mens moenie na jouself kyk nie. Dis glad nie wat ek sê nie, maar dit gaan weer oor daai ding van wat maak ons die middelpunt, soos wat jy ook nou net gesê het. En as ek self-preservation, self-care, self, dan word die eie ek jou God. Vergroot, ja. Dit word geglorify. Dis wat jy doen. Soos jy glorify iets met jou actions. En dit is eintlik iets wat mens jouself die hele tyd moet vra, wat is ek besig om te glorify deur hierdie keuse? En daar is baie gedagteskole deesdae wat gaan oor self-preservation en self-care. En soos niemand sê jy moet jouself neglect nie. Dit is nie God se wil vir jou nie. Jy is sy tempel, so hy wil obviously 'n gesonde tempel hê. Maar is God se idee van gesond en die wêreld se idee van gesond dieselfde ding? Veral soos mentally. As jy dink aan wat Jesus alles opgegee het vir ons. Waar hy sê serve, waar hy sê soos dink aan ander as hoër as jouself. Wees die laaste as jy eerste wil wees. Dan is dit die heeltyd 'n posisie van nederigheid. Dis nooit 'n posisie van wat moet ek doen om myself te beskerm nie. Dis altyd 'n posisie van wat kan ek doen om jou te dien? Want as ons God, Jesus, bereid was om sy lewe so te lei, dan wees ons om nie dit te doen nie. Nie te dien nie, want daar's ook 'n vers wat sê Jesus het gesê it's better to give than to receive. So ek dink dit is die goed wat ons moet doen. Soos ons moet besef as ons 'n sterk siel wil hê, moet ons in die woord wees. Ons moet tyd saam met die Here spandeer en ons moet seker maak dat die manier wat ons na onsself kyk, die manier is wat die Bybel sê ons na onsself moet kyk en nie wat die wêreld sê nie. Ja. As jy afhanklikheid van God besef, dan is dit maak net sin. Verstaan, goed maak sin en dan is dit nie nodig om al hierdie stappe te volg en al hierdie goed te doen en dit te doen en want jy besef jy's afhanklik van God en hy gee vir ons wat ons nodig het. En jy hoef nie alles uitgefigure te hê nie. Jy kan bid. Jy kan wees soos okay, Here, wat doen ek vandag? Hoe gaan ek glorie aan U naam vandag bring? Al is dit net deur jou normale gang van die dag, soos Here, moet ek vandag oefen? Wat moet ek vandag oefen? Hoe lank moet ek vandag oefen? Soos hy sê ken my in al jou weë, dan sal ek jou paai gelyk maak. Daar's niks wat die Here nie vir jou gaan gee of jou nie in leiding gaan gee as jy hom vra nie. En hy wil hoe meer betrokke hy in jou lewe kan wees, ek dink hoe meer joy bring dit aan sy hart. As ek dink soos as 'n ma en ek dink 'n pa dalk nog meer, as my kinders my raad vra oor iets, dis vir my great. Dis soos 'n teken dat hulle my input value. En ek dink dit is presies dieselfde vir God. Soos dit is 'n teken dat jy hom vertrou. Dis 'n teken dat jy geloof het in hom. Dis 'n teken dat jy weet hy weet beter. En dit is faith. Ja, so, dis die siel. So ek het net 2 versies. 2? Sure. Ja, dalk bietjie meer, dalk 3. Dit begin my 1. Okay. So die eerste netjie is een wat jy ook op daai lysie van jou 10 psalms. Dis Psalm 43, een van my gunsteling psalms, hoop op God. En dan vers 5 sê wat buig jou neer o my siel en wat is jy onrustig in my? Hoop op God want ek sal nog loof die verlossing van my aangesig en my God. So net daai oorgee.
En dan het ek hier in Jesaja gekry. Ek het my Bybel was hier oop en toe is die 2 stukkies. So ek gaan dit nou maar Cool, lees. ja. Daar was ietsie Holy binne. Spirit. By die Bybelmerkie is hier binne. Ja. So die enetjie het gesê, dit is Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag om te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy 'n nakrus sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. So sy siel moet as skuldoffer gegee word. En jy moet jou siel offer vir God en sê ek gee dit, help my om die regte keuse te maak, help my om reg. En dan die ander ene is begin van Jesaja 55, 'n dringende uitnodiging wat nogal dringend wat vir my nogal uitgestaan het want ek het dit omkringel. So dit was maar mooi. So o almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Jy kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie en julle arbei vir wat nie versadig nie? Luister aandagtig vir my en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. So Wow. dit is Dit is vrek Dit is mooi. mooi. En dit is, soos dis presies wat ons nou net gesê het, soos die wêreld offer vir jou al hierdie goed wat jou nie gaan versadig maak nie. Maar God is die enigste een wat regtig jou siel kan voed en dit is vir ons grootste honger lê. Ja, en daai gat wat mens nie kan vol kry nie. Sweets maak dit nie vol nie. Alhoewel ons dink ons probeer maar. dit vol maak. Nog 'n stukkie kaaskoek. Melktart. Ja, so in dit daai gate en dit is wat ek sê as jy daai afhanklikheid van God besef en as jy besef dat ek is regtig niks. Niks sonder hom nie. Useless. Dan ons is useless, ja. En as ons daai besef het, dan kan ons begin om die gaatjies vol te maak. En useful te wees. Ja. Soos ons is gemaak om bruikbaar te wees en ons is gemaak vir 'n purpose, maar jy gaan dit nooit weet as jy nie oorgee aan die Here nie. Dit is daai vers van wie sy lewe aankleef sal dit verloor, maar wie sy lewe opgee ter wille van my sal dit kry. Ietsie Dink soos so, dit. wen. Ja. Maar jy ken die storie. Ja. Okay, ek gaan bid hierdie keer vir Ja. ons afsluiting. Okay, cool. Ja. Okay. Sien dan gesels ons weer oor 2 weke. Oor 2 weke. Yes. Ja. Okay. Here baie dankie vir ons luisteraars. Baie dankie vir elke persoon wat na die pod luister. Vader, ek bid dat U hulle sal seën. Vader, ek bid dat U hulle week voorspoedig sal maak. Ek bid dat U hulle sal herinner om U te ken in al hulle weë, Vader. Dat U vir hulle sal wys dat U deel wil wees van elke deel van hulle lewe. En dat U ons sal help om ons siel te versterk deur daagliks tyd in die woord en die teenwoordigheid te spandeer. Vader, ek bid dat U regtig 'n 'n diep wete in ons gees sal sit dat ons U so nodig het en dat ons elke dag daarvan bewus sal wees en tyd sal maak vir U in die naam van Jesus Christus. Amen.